Ek weet nie wat kan 'n mens byvoeg tot dit nie. Ek is eintlik spraakloos. Die Here het ons kom ontmoet in ons aanbidding. Hy het ons harte kom aanraak. Hy het lewens kom aanraak. Die kruis het 'n pad. Ek is so dankbaar vir oggend as ek hier staan vir die kruis. Hy het 'n pad voorberei vir hierdie ontmoeting vanoggend. Toe die voorhangsel skeur, was dit nie dat God Jesus kon uitbeweeg, dat ons kon inkom, dit was dat hy uitbeweeg het en ons kom ontmoet het. En dit was alles voorbereiding vir vandag soos vandag. So ek is net opreg weer dankbaar vir die kruis vanoggend en vir elke pa hierso, 'n baie geseënde Vadersdag. Aubrey, jy's ook 'n pa, jy's ons geestelike vader van hierdie gemeente. Baie geseënde Vadersdag vir jou ook. Nou, ek het gewonder, wat kan ek as 'n vrou vir die manne sê, want ek bedoel, ek verstaan nie regtig hoe julle koppe werk nie, regtig, ek doen nie. Maar ek besef 'n vrou is deur die Here aangestel om die man se helper te wees. So ek wil julle vandag besef ek regtig waar dat die een taak wat die meeste afgeskeep word, die rol wat die meeste afgeskeep word in ons samelewing vandag is die rol van vaderskap. En ek besef ook en ek verstaan ook dat die man moet sorg vir sy huisgesin. So daar is ekstra druk, daar is ekstra stres op hom. Maar vandag vier ons Vadersdag en ons onthou daai dinge. Maar vandag wil ek graag uit die woord uit en uit ons diens uit, ons mans en ons paas aanmoedig en ek wil hulle bemoedig om hierdie rol, hierdie geestelike rol, God gegewe rol wat God vir hulle gegee het, om dit met alles in hulle aan te gryp. Eerstens, en tweedens om die voorbeeld, die karakter van God na te jaag in hulle lewens. Ok, so vandag, daarom is ons tema vandag daar is 'n man. Mooi tema, né? Daar is 'n man. Daar is 'n man. So ek wil 'n bietjie rondom dit met julle gesels, is 'n baie belangrike onderwerp, want die afwesigheid van vaders het in ons samelewing regtig julle verrykende gevolge tot gevolg. Ons weet van kinders wat sielkundiges moet besoek as gevolg daarvan. Ons weet van kinders wat identiteitskrisisse beleef as gevolg van die afwesigheid van vaders in hulle lewens. So ek wil ons paas en ons vaders vandag herinner dat God nie net vir julle as 'n man hierdie ontsaglike voorreg gegee het om hom na te boots nie, né? Maar ook het hy hierdie groot verantwoordelikheid op julle skouers geplaas. Dit was vir my amazing dat Aubrey gesê het, kom dat die mans met hulle kinders vorentoe kom en laat ons vir hulle bid, want dit is die voorreg en dis die verantwoordelikheid wat God op julle skouers gesit het. Nou ons almal weet, die man is veronderstel om die hoof van die huis te wees. Hy is die geestelike leier, hy is die priester. Net soos Christus hoof van die kerk is en hy is ook hoof van Bethesda gemeente. Net soos Christus die hoof van die kerk is, net so is die man die hoof van sy familie. En net soos Christus die kerk liefhet, Sean, het die mans moet net so hulle kinders en hulle vrou en hulle familie lief hê. So ek wil bietjie met julle praat uit voorbeelde uit die Bybel uit, soos byvoorbeeld in die tye wat ons byvoorbeeld vandag leef, laat ek begin met dit. Reg oor die wêreld is daar 'n groot behoefte na vaderfigure, is ek reg. Dis 'n leemte, dis 'n behoefte. God is die Vader en alles is onder hom. En daarom sê ek, daar is 'n behoefte aan 'n vaderfiguur in die lewe. Maar ek wil nie vandag net stil staan by vlees en bloedvaders nie. Ek wil vandag verder en 'n bietjie dieper kyk na geestelike vaders. As jy byvoorbeeld kyk na die briewe van Paulus, as hy vir die gemeente skryf, dan verwys hy na homself, na hulle as kinders. Hy snap hierdie ding. Hy weet hy is hulle geestelike pa. OK. So ek gaan vandag na een of twee voorbeelde uit die Bybel uit kyk van geestelike vaders. Mans wat hulle vader se karakter in hierdie generasie weerspieël het. Hulle het hulle self eenkant gestel vir God, hulle het God se karakter weerspieël en dan die gevolg wat dit gehad het. En ek wil bietjie, ons begin bietjie by Daniël. Hy was 'n man wat eenkant gestel was vir God
En hy was 'n man wat met insig in 'n situasie kon inpraat. Ek gaan met julle praat uit Daniël 5, maar ek gaan nou nie die hele Daniël 5 lees nie, so julle moet dit by die huis gaan lees, want dit is eintlik 'n amazing stuk skrif. So ek gaan 'n bietjie agtergrond vir julle sê, en dan sal ons later opvang met hom, hoor. So ons kan nou net teruggaan na die vorige slide toe. So Belsasar was daai tyd koning van Babylon. Hy berei 'n groot maaltyd voor vir al sy gesagmaghebbers, duisende van hulle. Hy gee bevel dat die silwer en die goue voorwerpe wat sy vader koning Nebukadneser uit die tempel van Jerusalem uitgekry het. Hy gee bevel, bring daai van ons. Ons gaan daar uitdrink. Ek en my duisende maghebbers gaan uit hierdie geheiligde voorwerpe gaan ons drink. En hulle drink 'n heildronk tot die God van silwer en goud en hout. So wat hulle gedoen het is hulle het verwaand opgetree. Hulle het God bespot en hierdie heilige voorwerpe het hulle ontheilig. Okay? Nou op daai selfe oomblik, en hierdie is 'n preek op sy eie, maar ons gaan nie nou daaroor praat nie. Op daai oomblik het hulle nou drink uit hierdie geheiligde voorwerpe. Verskyn daar 'n hand op die muur van die paleis. En die koning sien dit raak. En die skrif sê, sy gelaatskleur verander, sy heupe begin in mekaar sak en sy knie knap teen mekaar. En hy dadelik wat hy doen is hy gaan roep al sy waarsêers, sy wyse man, hy gaan roep hulle almal en hy sê vir hulle, die een wat hierdie skrif vir my kan uitlê, gaan ek 'n purperkleed gee, ek gaan 'n goue ketting om sy nek hang, en ek gaan vir hom 'n hoër posisie gee in my koninkryk, en laat roep al sy waarsêers, al sy wyse manne, en nie een kon dit uitlê nie, nie een nie, en op daai oomblik kom die koningin in, en ons gaan aansluit by haar gesprek, wat sy vir die koning toe sê. Die koningin kom in, altyd 'n vrou, né? Die man kom uithelp, maar die koningin kom in, en sy sê vir hom, daar is 'n man. Daar is 'n man in die koninkryk, in wie die gees van die heilige gode is. En daar verwys hulle na die gees van God, hoor. In die dae van die Vader is verligting en insig en wysheid, soos die wysheid van die gode in hom gevind. Daarom het u vader, koning Nebukadneser, hom as owerste van die geleerdes, die besweerders, die sjaldeers, die waarsêers aangestel, u vader ook koning, omdat daar in hom 'n voortreffelike gees en kennis en verstand gevind is, om drome uit te lê en raaisels op te los en knope los te maak, aan wie die koning die naam van Belsasar gegee het. Die koning het daai tyd Daniël se naam verander na Belsasar. Laat Daniël nou geroep word, want hy sal die uitleg te kenne gee. Okay. Daar is 'n man, daar is 'n man. Dis 'n absolute wonderlike getuienis van wie Daniël nou regtig is. Let op, ek wil vir julle sê, julle moet oplet, dis 'n absolute gloeiende getuienis wat hulle van Daniël gee. In een van die vertalings wat nie daar is nie, sê hulle, hy het buitengewone bekwaamheid en kennis en insig om drome uit te lê. Kom ons lees net gou die message vertaling, want ek wil hê julle moet dit vasmaak in julle gees. There is a man in your kingdom who is full of the divine Holy Spirit. During your father's time, he was well known for his intellectual brilliance and spiritual wisdom. He was so good that your father, King Nebuchadnezzar, made him the head of all the magicians, enchanters, fortune tellers, and diviners. There was no one quite like him. He could do anything. He could interpret dreams, solve mysteries, explain puzzles. His name is Daniel, but he was renamed Belshazzar by the king. Have Daniel called in. He'll tell you what's going on here. Huh? Dis amazing. Dis vir my absoluut amazing. Nou, die koning hoor toe hierdie boodskap van die koningin en sy laat Daniel inkom. Maar hy maak asof hy nie veel van Daniel weet nie en hy sê vir Daniel, ek het van jou gehoor. Ek het gehoor dat die gees van die gode in jou is en dat verligting en verstand en voortreffelike wysheid in jou gevind kan word. Maar nou wil ek hê ons moet stil staan by hierdie. Ons beleef iets van Daniel se uitnemende gees in sy antwoord. Hy sê vir die koning, hou jou gawes vir jouself, gee jou geskenke vir iemand anders. Nogtans sal ek die skrif van die koning uitlê en ek sal die raaisel oplos. Wat 'n wonderlike getuienis. Ek het by myself stil gestaan en gewonder, ek het al gesê, hou jou gawes,
Hou jou geskenke, ons wil gewoonlik hê, né? Dis die byvoordele van Christendom, die vrug daarvan. Hou dit, nogtans. Dit maak nie saak wat jy aanbied of wat jy nie aanbied nie. Ek het 'n voortreffelike gees. Dis wie ek is. Ek mimiek die karakter van my hemelse Vader. Nogtans sal ek. Wat 'n wonderlike getuienis is dit vir my nie. Dis iets wat vir my inspireer en ek hoop dit inspireer die mans vanoggend. Want die mense om hom wat saam met hom geleef het, agtergekom, hier's iets anders aan Daniël. En hulle het dit toegeskryf aan die gees van God wat in hom is. Dit was duidelik en dit was ook gelopend dat Daniël vanuit die gees gelewe het. Hy het toegelaat dat die Heilige Gees se lewe regeer en mense dit raak gesien. En net so ek en jy, net so ons vanoggend, as ons toelaat dat die Heilige Gees ons lewe regeer, gaan die mense dit raak sien. Nou wil ek gou kyk na iemand soos Josef. Ek weet as ons dink aan Josef, dink ons, hy is deur sy broers verkoop, hy's in die put gegooi, maar ons gaan aansluit by hom waar hy in Potifar se huis is. Hy's in Potifar se huis, Potifar se vrou probeer hom verlei. Sy probeer hom verlei, sy kry dit nie reg nie. Onskuldig word Josef in die tronk gegooi. Onskuldig word hy in die tronk gegooi. Julle moet Genesis 41 by die huis gaan lees, hoor, die hele hoofstuk, dit is absoluut amazing. Want die skrif sê daar, terwyl Josef nou in die tronk was, hoor hierso, het hy nie moed verloor nie, omdat hy onregverdig behandel was nie. Hy het homself as 'n model gevangene onderskei. Nou dit het my omgebal, julle. Ek het regtig voor die Here gesit en gesê, weet jy, ek het aan hierdie geskrif nog nie gestand gedoen nie. Hy het hom nie onderskei as 'n model man of as 'n model vrou nie. Hy het hom nie onderskei as 'n model werkgewer nie, as 'n model lidmaat nie, 'n model gevangene. Iemand wat onregverdig behandel was, wat gesê het, ek was onregverdig behandel, maar weet julle, ten spyte van 'n model gevangene. Wie van ons kan dit doen? Ons kan dit doen met die gees van God in ons. En hier in die tronk kry Josef die geleentheid om die droom uit te lê van die skinker en die bakker. En die skinker is toe vrygelaat en hy sê mos vir Josef, hy gaan hom onthou. Maar hy onthou hom nie, tot op 'n dag. Tot op 'n dag dat Farao 'n droom kry. En hy al sy mense roep en niemand kon die droom uitlê nie. En die skinker kom en hy sê, wag. Hy vertel vir hulle van Farao wat Daniël se wat die drome kon uitlê en dit gebeur net so, soos hy dit vir hulle uitgelê het. Toe sê Farao, laat Josef nou roep. Kom ons lees gou wat sê Farao in Genesis 41:38. Daarop het Farao aan sy dienaars gesê, kan ons wel iemand vind soos hierdie man, in wie die gees van God is? Sien julle al die ooreenkomste? Daniël het 'n uitnemende gees. Josef, 'n man in wie die gees van God is. Vinnig nog een laaste een, kom ons kyk bietjie na die lewe van Daniël. As ek aan Dawid dink ek aan psalmdigter, herder, krygsman, uiteindelik het hy koning geword, né? Maar terwyl Samuel aan bewind was, het die Here vir Samuel gesê, terwyl Saul aan bewind was, sê die Here vir Samuel, gaan salf die volgende koning. En hy vat sy horing, en hy vat sy salf, en hy gaan na Dawid toe. Ons kyk na die slide, en in 1 Samuel 16:13, neem Samuel toe die horing met die olie, en salf hom te midde van sy broers. En die gees van die Here het van die dag af, verder oor Dawid vaardig geword. Jy sien, tydens die tydperk wat Dawid sy pa se skape opgepas het, tydens die tydperk waar jy jou alledaagse werkies doen, gou die kerk om oopsluit, gou skoonmaak, gou by die werk jou daaglikse take doen, by die huis. In daai tydperk wat Dawid sy pa se skape opgepas het die Here se krag hom gehelp om die leeu en die beer te verslaan, te verskeer, né? En wat gebeur toe? Teen die tyd wat Goliat kom, en hy daag die Israeliete uit, né? Hy daag hulle met so uitdagende houding. Wie meld aan? Dawid. Dawid tree toe tot die stryd, want teen daardie tyd is hy al so versterk deur ondervinding met God. En hy so ondersteun deur die woord van God,
dat hy tot die geveg toe kan toetree. En ek sê vir die Here, gee dat ons gemeente so jou eie getuienis met die Here, so ondersteun is deur jou ondervinding met God. Net jy en hy, jou private lewe. En so versterk word deur hierdie woord wat hy so vir ons bekend maak, dat ons sal toetree tot wat ook al van ons verwag word. Julle kan die hele 1 Samuel 17 by die huis gaan lees, is baie nice. Maar Dawid kom en hy tree toe tot die stryd en hy verseker vir Saul, die Here wat my gered het uit die kloue van die beer en die leeu, die Here gaan vandag vir my red. Saul sê vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. Maar hoor Dawid se woorde toe hy voor Goliat staan, hè? Jy kom na my toe met 'n skild en 'n swaard, ek kom na jou toe. In die naam van die Here. Dawid het die geheim geken, dit waaroor ek die gedagte wat ek vanoggend by julle wil los. Paul, dit wat jy vanoggend oor ons gebid het. Daai gedagte van hy het verstaan, dis nie deur krag, dis nie deur geweld nie, maar dis deur my gees, so sê die Here. So hoe eindig Dawid se verhaal? Hoe eindig sy verhaal? Kom ons kyk gou na die volgende slide toe. Want Dawid het ontslaap nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het. After David had served his generation, according to the will of God, he died. Verbeel jou iemand sê dit van jou? Neil? Nadat jy jou generasie gedien het, ontslaap jy. Daar's 'n werk vir elke man hierso. Daar's 'n werk vir elke vrou. Jy is geroep om dit te doen. Verbeel jou, dit is op jou grafsteen eendag. Nadat Abri sy generasie gedien het, het hy ontslaap. Dit is 'n groot verantwoordelikheid, maar dit is 'n amazing voorreg. Ek kan skaars aan 'n groter eer dink en ek wil 'n paar voorbeelde en 'n paar ooreenkomste vir julle uitlig oor Daniël, Josef en Dawid. Almal geesvervulde manne van God. Almal manne met uitnemende geeste. Almal manne wat besluit het, die Heilige Gees gaan hulle lewe regeer en hulle die resultaat daarvan gesien. Hulle toegelaat dat die Heilige Gees inspraak het op hulle lewe. Hulle die hart van God verstaan, hulle dit gekweek, hulle dit aangeneem vir hulle self en hulle dit tentoongestel vir die wêreld. Manne wat hulle generasie gedien het. Hoe gaan my en jou verhaal eindig? Ek hoop dat ons die begeerte van Paulus gaan echo wanneer ons verhaal eindig. In Filippense 3 vers 10 gaan ek eers in Afrikaans vir julle lees. Sodat ek hom ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Kom ons lees dit gou in die Amplified saam. Die Amplified weet julle, het julle almal al een, want ek hoor ons kan net hemel toe gaan met een. Het julle een? Maar hoor net hoe mooi sê hy dit nou, né? Amplifier sê ek, nie Amplified nie, want ek kry jou aan die brand. For my determined purpose is that I may know him, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with him, perceiving and recognizing and understanding the wonders of his person more strongly and more clearly. And that I may in the same way come to know the power outflowing from his resurrection, which exerts over believers, and that I may so share his sufferings as to be continually transformed in spirit into his likeness, even to his death in the hope. To be continually transformed in spirit into his likeness, even to his death in the hope. Ek hoop dat ons ook Paulus se woorde kan echo hierso, maar wanneer ons skrif lees en wanneer ons die Bybel oopslaan en wanneer ons praat oor die Here, alles wys altyd na Jesus. Die manne wat ons vanoggend bespreek het, Daniël, Josef, Dawid, almal wys na Jesus. Want Jesus het gesê in 1 Johannes 14:9, anyone who has seen me has seen the Father. Dit is presies wat Daniël, Josef en Dawid se lewe gespreek het. As julle my gedrag sien, as julle sien wat ek doen en julle verstaan hoe ek praat, my uitnemende gees, julle sien God. En mag mense dit van ons manne sê, mag mense dit van ons sê, as julle Anna sien, sien julle God. Mag hulle dit van ons sê,
Want ek en jy is ook geroep om 'n uitnemende lewe te leef vir Christus. Vervul met sy wysheid, vervul met sy insig. Ons is geroep om ons generasie te dien. Ons moet lewe, en ek ken 'n man in hierdie dorp wat so is, maar ons moet lewe dat iemand sê, daar's 'n man. Gaan roep hom. Hy sal weet, hy het die gees van God in hom. Hy het 'n uitnemende gees. Gaan roep hom, soos hulle vir Daniël gesê het, he will know what to do. Ons moet daai manne wees. En soos wat ons hierdie manne se lewens bestudeer het vandag, en ons het gesien dat dit uitnemende gees is, my gebed vanoggend. Dat wanneer mense my en jou lewe bestudeer, en wanneer hulle na ons kyk, moet hulle ook sê, hy of sy het 'n uitnemende gees in haar. So manne, vandag van my kant af, mag julle 'n geseënde Vadersdag hê. Mag julle absoluut inspirasie put uit die woord uit, en net weer besef julle manne, wat 'n bevoorregte posisie God julle ingeplaas het. Mag daar gesê word van die manne van Bethesda gemeente, dat julle manne is wat eenkant gestel is van God, en wat uitnemende geeste het, en wat met insig in 'n situasie kan inpraat.